Goeiedag liewe luisteraars. Ek groet u weer eens op hierdie pragtige oggend in die wonderlike naam van ons Here Jesus Christus. Ek wil vertrou dat dit vir u 'n baie kosbare geseënde dag sal wees. Maar ek wil ook vertrou dat hierdie woord wat die Here op my hart gelê het vir u ook 'n baie kosbare en geseënde woord sal wees. Nou ek weet dit is 'n negatiewe onderwerp as ons praat oor haat. Maar ken ons regtig die woord wat vir ons oor haat baie leer? En ek wil vanmôre met die hulp van die Heilige Gees wil ek met u praat oor haat, want ons lewe in 'n wêreld wat gevul is met haat en ons sien hoe mense mekaar haat en ons ervaar soms in ons eie harte haat wat nie daar mag wees nie. En met die hulp van die Heilige Gees vertrou ek dat die Here vanmôre vir ons gaan leer uit sy woord. Dit is nie net 'n negatiewe onderwerp nie, dit is eintlik 'n baie bemoedigende boodskap. Ek wil u kom bemoedig uit die woord van die Here vanmôre. En mag dit vir u geseënd wees. Ons lees saam in die Psalm van Dawid, Psalm 18, waar hy praat oor die haat wat hy ervaar het en die vyande en die haters wat hy gehad het. Psalm 18 vers 1 tot 7. Vir die musiekleier 'n psalm van Dawid, die knegt van die Here, wat die woorde van hierdie lied tot die Here gespreek het, op die dag toe die Here hom gered het uit die hand van al sy vyande en uit die hand van Saul. En hy het gesê, ek het U hartlik lief, Here, my sterkte. Die Here is my rots en my bergvesting en my redder, my God, my rots by wie ek skuil, my skild en die horing van my heil, my rotsvesting. Ek roep die Here aan wat lofwaardig is, en van my vyande word ek verlos. Bande van die dood het my omring, en strome van onheil het my oorval. Bande van die doderyk was rondom my, strikke van die dood het my teëgekom. Toe ek benoud was, het ek die Here aangeroep, en ek het tot my God geroep om hulp. Hy het my stem met sy paleis gehoor, en my hulp geroep voor sy aangesig, het in sy ore gekom. Nou lees ek vir die vers 18 tot 25, hy het my verlos van my magtige vyand, en van my haters, omdat hulle te sterk was vir my. Hulle het my oorval op die dag van my nood, maar die Here was my steun. En hy het my uitgelei in die ruimte. Hy het my gered, omdat hy behaag in my gehad het. Die Here het met my gehandel, na my geregtigheid. Hy het my vergelde na die reinheid van my hande, want ek het die weë van die Here gehou, en nie goddeloos van my God afgewyk nie. Want al sy verordeninge was voor my, en sy insettinge het ek nie van my verwyder nie. Maar ek was opreg by hom, en ek was op my hoede vir my ongeregtigheid. So die Here my dan vergelde na my geregtigheid, na die reinheid van my hande voor sy oë. Dan lees ek vir die vers 29 en 30, want U laat my lamp skyn, die Here my God, laat my duisternis opklaar. Want met U loop ek 'n bende storm, en met my God spring ek oor 'n muur. Kom ons bid net saam. Here, ek het nou al hierdie psalm soveel keer deurgelees, en toe ek nou vanmôre lees dat die psalmdigter geskryf het sy duisternis laat opklaar, het vir hom 'n lig in sy hart laat skyn. Hy het moed vir sy vyande. Met my God loop ek 'n bende storm, en met my God spring ek oor 'n muur. Here, leer ons vanmôre uit U woord en deur die Heilige Gees wat dit beteken as ons sê die wêreld is vol haat, gevul met haat. Maak ons waaksaam, Here, om op onsself te let, dat ons eerder liefde sal uitleef as haat. Dit is so belangrik
om die liefde van Jesus Christus, wat hy in ons harte kom uitstorte deur sy Heilige Gees, uit te leef teenoor die wêreld. Openbaar die woord en u hart aan ons vanmôre, in Jesus se naam. Amen. Nou vriende, as ons die psalms lees, dan sal ons sien dat Dawid baie praat van sy haters. Hy moes geweldig baie vyande gehad het. Ek lees nou vir u 'n ander vers in Psalm 69 vers 5, wat nou eintlik ons tema baie mooi opsom. Waar Dawid sê, die wat my sonder oorsaak haat, is meer as die hare van my hoof. En miskien ervaar u ook dat u so baie vyande het. U het nie geweet u het so baie vyande nie. Miskien omdat u die Here dien, omdat u die Here liefhet. Dalk om ander redes. Dan moet ons werk maak daarvan. Ek praat vanmôre met u oor die tema, soos ek dit nou reeds aangekondig het, 'n lewe in 'n wêreld vol haat. Ons kan nie anders as om te sê ons lewe in 'n wêreld wat gevul is met haat nie. Nou vriende, die woord haat is 'n baie kras en 'n baie negatiewe woord, soos ek reeds gesê het, wat mense maklik gebruik om in die algemeen hulle afkeer vir iets of hulle afkeer van en in iemand bekend te maak. Baie keer sê mense, ek haat dit as iemand vir my lieg, of ek haat dit as iemand my beledig. Aan die ander kant loop hulle met 'n haat of 'n wrok in hulle hart teenoor iemand anders, teenoor mense. Haat is 'n gevoelsuitdrukking wat meeste mense eintlik baie goed verstaan, sonder dat hulle werklik die gevolge daarvan ten volle begryp. Want haat is 'n gevoel van 'n ewige afkeer in iets of van iemand wat ek in my hart ervaar. Haat is seker een van die lelikste eienskappe van 'n onreine hart. Gaan lees 'n bietjie, ek gaan dit hier alles vir julle lees in Matteus 15 vers 18 en 19, waar die Here Jesus sê, uit die hart kom al hierdie slegte dinge. Dit weerspieël in meeste gevalle die gevoel van 'n baie sterk wrok en 'n geweldige vyhandige gesindheid wat jy teen iemand koester. Nou vriende, die woord van God leer ons dat haat die teenoorgestelde van liefde is. So ek en jy mag nie haat as kinders van die Here nie, maar ons moet lief hê. En een van die mooiste tekste is seker 1 Johannes 4 vers 2, waar Johannes sê, as iemand sê, ek het God lief, en hierdie vers het my al baie laat dink, en sy broeder haat, hoe kan ek sê ek het God lief en my broer haat? Dan is hy 'n leienaar, sê hy. Want wie sy broeder wat hy gesien het, nie lief het nie? Hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? Ons sien nie God nie. Ons ervaar hom in ons lewe. Ons hoor hoe hy met ons praat, maar ons kan hom nie van aangesig tot aangesig sien nie. Maar ons sien ons broeder. En dis die verskil. Ons sê ons het God lief. Ons sien God nie, maar ons haat ons broeder wat ons elke dag mee skouers keer. Haat het in meeste gevalle 'n verwoestende uitwerking op mense se lewens, want die gevolge van haat het gewoonlik 'n duur prys wat mense moet betaal. Ek dink die mense besef altyd dat jy 'n prys gaan betaal vir haat wat jy uitleef teenoor ander mense nie. God kan nie haat seën nie. Vriende, ek lees 'n baie aangrypende verhaal van 'n man wat sy buurvrou met 'n geweldige passie gehaat het. En op 'n dag het hy haar geliefde kat in sy huis opgemerk en hy het die kat vasgekeer in 'n hoek en hom gevang. En hy het daardie kat se stert in lampolie gedruk. En toe daardie kat se stert aan die brand gesteek en die kat het uit sy hand geruk, mal van die pyn, het die kat deur die paleis van sy huis of die paleis van 'n huis en deur sy motorhuis gehardloop waar al sy duur en luukse motors was. En deur sy buitegeboue en deur sy pakstore en alles aan die brand gesteek, sodat alles uiteindelik op die grond afgebrand het. Nou vriende, dis die prys wat mense betaal vir haat. Haat het gewoonlik 'n paar karperde, soos wat ek dit wil beskryf, wat kop aan kop saamtrek aan daardie wa met sy swaar vrag.
Nou my pa het ook, ek was 'n jong seun, hy het ook met 'n perdekar geboer op die plaas in die Kalahari. Gewoonlik het hy 4 perde ingespan voor die wa. Die een perd se naam is bitterheid. In Romeine 3 vers 14 verwys natuurlik na die natuurlike aard van die mens, die sondige geaardheid van die mens, en hy sê, hulle mond is vol vervloeking en bitterheid. En bitterheid is 'n eienskap van iemand wat nie die gees van die Here in sy hart het nie. Dalk is daar bitterheid in jou hart as kind van die Here, dan hoor dit nie daar nie. Die ander perd se naam is onvergewensgesindheid. Nou die Here Jesus het ons baie geleer oor onvergewensgesindheid. In Lukas 6 vers 37 sê die Here Jesus, spreek vry en julle sal vry gespreek word. As ek nie iemand kan vryspreek as hy iets aan my sleg gedoen het nie, dan kan ek nie God se vryspraak in my lewe ervaar nie. Matteus 6 vers 15, daar sê Jesus, maar as julle die mense hulle oortredinge nie vergewe nie, sal julle Vader julle oortredinge ook nie vergewe nie. So hoe kan ek verwag God moet my vergewe as ek nie my broer of suster of my kind of my pa of my ma kan vergewe nie? 'n derde perd se naam is woede. Mense raak buite hulle self omdat daar haat in hulle harte is. En hulle skree en hulle vloek en hulle beledig en dreig mense. En hoor wat sê die woord in Efesiërs 4 vers 31, alle bitterheid en woede en toorn en geskreeu en lastering moet van julle verwyder word, saam met alle boosheid. Die vierde en die laaste perd se naam is wraak. Wraak. Hulle wil so graag, omdat daar haat in hulle hart is, wil hulle so graag wraak neem teen iemand. Hulle wil graag iemand seermaak. Mense pleeg selfs moord om hulle haat te openbaar, soos die Molly Monster, waarvan ons so 'n paar jaar terug gehoor het. Ek ken hom persoonlik. Hoe hy die seun van sy vrou doodgemaak het, om sy haat teenoor daardie vrou te openbaar. Romeine 12 vers 19 sê, moenie julle wreek nie, geliefdes, maar gee plek vir die toorn, want daar is geskrywe, aan my kom die wraak toe. Ek sal vergelde, spreek die Here. Die Here sal self met mense afreken wat jou en my onreg aangedoen het. Vriende, hierdie wêreld is vol haat. Dis gevul met haat. En ek en jy as ware volgelinge van die Here probeer om heilig te lewe. Ons probeer om die tere liefde van Jesus Christus wat in ons harte is, teenoor mense uit te leef, maar dit is moeilik. Dis nie altyd maklik nie, dit is soms baie moeilik, want ons leef in 'n wêreld vol haat. Maar kom ons kyk, waar het haat sy oorsprong? Dit is baie belangrik dat ons moet sien, waar kom haat vandaan? Met ander woorde, hoe het haat in hierdie wêreld gekom? Hoe het dit in my hart gekom? Natuurlik het sonde en alle kwaad sy oorsprong in die hart van die Satan. Baie duidelik volgens die woord. As ons lees wat Jesus vir die skrifgeleerdes en die fariseërs gesê het in Johannes 8 vers 44 en verklaar dit alles, daar staan, julle het die duiwel as vader. Hulle het gedink dat God as vader, sê Jesus, nee, julle het die duiwel as vader en die begeertes van julle vader wil julle doen. Hy was 'n mensemoordenaar van die begin af en staan nie in die waarheid omdat daar in hom geen waarheid is nie. So alle sondes het die oorsprong in sy hart. Trots en hoogmoed het die hart van die Satan gevul. Omdat hy baie mooi was. Hy was volgens die woord 'n baie mooi engel gewees. Hy was slim en intelligent. Hy is vandag nog slim en intelligent. Hy was baie musikaal en boonop die hoofengel oor al die engele van God. Hy was die hoofseun, kan ons sê, in die hemel gewees. En daarom lees ons in die woord, wou hy hom aan God gelykstel. Die allerhoogste, aan die allerhoogste God wou hom gelykstel. En hy wou sy troon bo die troon van die engele verhef. Nie bo God se troon nie, jy moet die woord mooi gaan lees. Oor die troon van die ander engele. Met ander woorde, hy wou oor hulle heers met gesag. Soos 'n God wou hy oor hulle heers. Die Satan was dus in rebellie teen God. En sonde is in sy hart gebore. En daarom het God hom uit die hemel gewerp, want daar was nie vir hom langer plek in God se heilige teenwoordigheid nie.
En daar was ook nie langer vir hom plek in God se hemel nie, want dit is 'n heilige plek. En hy het sonde in sy hart gehad. Vriende, daarom haat die Satan God. Heel eerstens moet ons besef, hy haat God. Hy haat God met 'n ongekende passie, en daarom haat hy God se skepsele, en hy haat God se ware volgelinge. Met ander woorde, hy haat jou en my as God se kinders. En onthou altyd, hy's 'n mensemoordenaar. Hy wil mense vermoor. Hy wil ook vir jou en my vermoor. Hoor, word die Satan beskryf in Openbaring 12 vers 9. Ek weet, dis in die middel van die groot verdrukking, maar as 'n beskrywing van die Satan, daar staan, en die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word, duiwel en Satan, wat die hele wêreld verlei. Dis wie hy is. Wat die hele wêreld verlei, wat ook vir jou en my wil verlei. Hy is neergewerp die aarde, en sy engele is saam met hom neergewerp. Wie anders as die Satan het in en deur die slang gemanifesteer om vir Adam en Eva te verlei. Hy manifesteer in die slang om hulle te verlei en hulle te mislei. En met die ongehoorsaamheid van die mens het die sondeval plaasgevind, waar Adam die hele menslike geslag in sonde gedompel het. Dit is 'n verskriklike gedagte. Ook ek en jy is deur Adam se ongehoorsaamheid as die hoof van die menslike geslag in sonde gedompel. En daarom word elke mens in sonde gebore. Romeine 3 vers 23 sê, want almal het gesondig van nature, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Net soos wat die Satan nie in God se hemel kan ingaan nie, kan ek en jy nie in hierdie sondige staat ingaan tensy ons wedergebore word nie. Romeine 5 vers 12 sê, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Nou vriende, dit moet ons baie mooi verstaan, daar's geen mens sonder sonde nie, want ons word met 'n sondige natuur gebore. Vriende, een van die eerste eienskappe van sonde, wat die gesin van Adam getref het, was toe Kain sy broer Abel vermoor het. Dit was 'n teken van haat. Hy vermoor sy broer. Die eerste gesin op die aarde ervaar 'n moord in daardie gesin. Hoekom het Kain sy broer Abel vermoor? Luister bietjie mooi wat die woord sê. Johannes skryf in 1 Johannes 3 vers 11 en 12. Die apostel van Jesus skryf dit. Hy sê, want dit is die boodskap wat julle van die begin af gehoor het, dat ons mekaar moet lief hê. Ek en jy moet lief hê. Ons moet mekaar lief hê, ons moet ander lief hê. Nie soos Kain wat uit die bose was en sy broer doodgeslaan het nie. Het hom doodgeslaan omdat hy hom lief gehad het nie. Is daar nie liefde in jou hart is, is daar haat. En waarom het hy hom doodgeslaan? Omdat sy werke boos was en die van sy broer regverdig. Ai vriende, so hartseer dat baie mense moord pleeg, omdat daar haat in hulle hart is, omdat daar afguns in hulle hart is. Hy was afgunstig op sy broer Abel, omdat die Here sy broer Abel geseën het, en daarom het hy hom gehaat, en sy haat het tot moord gelei. Vriende, daar's baie ander sulke voorbeelde in die skrif ook. Ek lees vir u nog een voorbeeld. Kom ons kyk 'n bietjie na hierdie voorbeeld in 2 Samuel 13 vers 22. Dit is 'n baie interessante voorbeeld en 'n baie interessante verhaal, waar Amnon sy halfsuster verkrag het. En nou lees ons maar, Absalom het met Amnon geen kwaad of goed gepraat nie. Maar Absalom het Amnon gehaat, sê die woord, omdat hy sy suster Tamar onteer het. En toe het hy planne gemaak om vir Amnon een kant te kry. Het selfs sy pa Dawid gevra of hy hom kan wegneem, saam met hom kan neem. Nou sê vers 28, en Absalom het sy dienaars bevel gegee en gesê, let tog op, net soos Amnon se hart vrolik is van die wyn, en ek vir julle sê, slaan Amnon dood, dan moet julle hom doodslaan. En so is Amnon doodgeslaan. Dit was die breinkind van Absalom. Sien jy, Absalom se haat het sy halfbroer Amnon, het tot die dood van sy halfbroer Amnon gelei.
Want hy het hom in sy hart gehad, omdat hy weliswaar sy suster onteer het. Maar daar was haat in sy hart. Om hierdie selfde rede wil die Satan God se skepsele op hierdie aarde, en dit sluit vir jou en vir my as God se kinders, wil hy ons vermoor, hy wil ons uitdelg op hierdie aarde. Hy wil ons uitmoor. En daarom sal ek altyd glo, en ek sal bly glo, dat die COVID-enstof deel is van die Satan se plan om onskuldige mense te vermoor. Ek kan nie anders as om dit te glo nie. Ek hoor wat baie dokters en wetenskaplikes sê, en dit word oor en oor deur nuwe wetenskaplikes en dokters bevestig. Vriende, kan haat nie op 'n beter manier beskryf as soos die gif van 'n skorpioen nie, van 'n baie giftige skorpioen nie. In droë dele van die wêreld, soos in die Sahara-woestyn en hier in die Kalahari, is daar baie giftige skorpioene. Ek is nog nooit deur 'n skorpioen gesteek, gelukkig nie. Maar ek het al baie doodgemaak. Nou, mense sê, dit brand verskriklik. Iemand het dit vir my so beskryf, hy sê, as jy 'n yster in 'n vuur sou warm maak, laat hy rooi is, hy gloei van die hitte, en jy slaan hom hierdie kant van jou skouer in, en die ander kant uit, so brand die steek van 'n giftige skorpioen. Baie mense is al dood van die gif van 'n skorpioen, ander het voor die doodsakker omgedraai. Vriende, dis die Satan se gif. Maak mense dood, maak ander mense baie siek. Hy laat mense seer kry. Hy laat mense ly. Haat het 'n baie slegte invloed op hierdie wêreld en op sy bewoners. Ons kan nie anders as om te sê, die mense van hierdie wêreld ly onder die haat wat in hierdie wêreld uitgegiet is nie. Deur die Satan. Hoekom? Omdat baie mense se harte met haat gevul is. Hulle harte is met haat gevul, omdat hulle harte nie met liefde gevul is nie. En my hart kan alleen met liefde gevul wees, wanneer Jesus in my hart woon, wanneer God sy gees in my hart uitgestort het. En Paulus was 'n vervolger van Christene, hy het gedink hy doen God 'n guns deur die Christene te vervolg. En na sy bekering het hy self geskryf in Titus 3 vers 3, dat die sondige natuur so sterk in hom was, en die meeste mense wat ongered is, in hulle harte is, dat hulle slegte dinge doen. Hoor wat sê hy? Hy sê, want ons, hy sluit homself in, was ook vroeër onverstandig, ongehoorsaam, op 'n dwaalweg, verslaaf aan allerlei begeerlikhede en singenot. Ons het in boosheid en afguns gelewe. Ons was haatlik en het mekaar gehaat. Miskien tree jy ook soms haatlik op. Miskien tree jy selfs met haat op. Al bedoel jy dit nie so nie. Dan moet jou lewe verander. Vriende, as ons eie land se nuus lees, dan hoor ons eintlik in elke nuusberig, hoor ons van moord, van roof, van verkrachting, ander geweldsmisdade. Maar eintlik is al hierdie dinge is haatmisdade. Hoe kan jy iemand vermoor as jy hom nie haat nie? En as die haat van die Satan nie in jou hart is nie. Ek het so baie al gelees van mense wat hulle eie geliefdes vermoor. 'n Man wat sy vrou vermoor, of 'n vrou wat haar man laat vermoor. Of iemand wat sy hele gesin uitwis, of haar hele gesin uitwis. Vriende, wil ek vir julle sê, ek kan dit nie verstaan nie. Hoe vermoor jy jou geliefdes? Hoe vermoor jy jou man of jou vrou of jou kinders? Daar moet 'n verskriklike haat aan jou hart wees. Want dis haatmisdade. Dis van die Satan, dis van die duiwel. Daar's geen manier hoe ek 'n geliefde van my kan vermoor nie. En die woord van die Here leer ons baie duidelik. Eerstens, haat die wêreld, God en Christus. Dis hoekom daar so 'n geweldige haat is. Want die haat begin eintlik by die Satan en dit vloei na God toe. Hulle haat God, hulle haat Christus. En in Romeine 1 vers 30 staan daar geskryf, mense is nuusdraers, hulle is kwaadsprekers. Hulle haat mense as hulle kwaad spreek. Hoekom? Want hulle is haters van God, sê Romeine 1 vers 30. Geweldenaars, trotsaars, grootpraters, uitvinders van slegte dinge, ongehoorsaam aan hulle ouers. Haters van God.
'n ander vers waar ons baie duidelik lees dat mense God haat, is waar God dit self sê in Eksodus 20 vers 5, verwys hy na afgode wat mense maak en dit aanbid. En nou kom hy in die wet en hy sê vir ons in die 10 gebooie, hy sê, jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here, jou God, is die jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. Mense haat God. Hulle het God nie lief nie, omdat hulle hom nie dien nie. En daarom haat hulle hom, omdat hulle die volgelinge van die Satan is. Jesus het dieselfde gesê in Markus 13 vers 13, het hy gesê, en julle sal deur almal gehaat word terwille van my naam. Ek en jy as kinders van die Here, ons ervaar daardie haat. Maar hy spel dit verder uit vir ons op 'n baie kosbare manier in Johannes 15 vers 18, waar hy sê, as die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. Op 'n ander plek sê Jesus, hulle haat my sonder rede. Tweedens doen mense ander onreg aan, omdat hulle haat in hulle harte dra teen iemand. Daarom doen hulle mense onreg aan. Die woord spel het so mooi uit in Spreuke 26 vers 28, staan daar geskryf, 'n valse tong haat die wat hy verbruisel het. Valse tong verbruisel mense. Wat bedoel hy met die wat hy verbruisel het? Hulle versprei leuns van mense. Hulle beskinder mense, hulle beledig mense, hulle belaster mense. En daarom verbruisel hulle. Daar's haat in hulle hart. Daarom praat hulle sleg van ander mense. As jy skinder van iemand, dink mooi, daar's haat in jou hart. Derdens is mense gevul met haat, as hulle die bloed van onskuldige mense vergiet. As jy moord pleeg, onskuldige mens vermoor, dan is daar haat in jou hart. Spreuke 29 vers 10 sê, manne van bloed haat die regskapene, en hulle soek die lewe van die opregtes. Regskapene, bedoelende mense wat reg wil lewe en reg lewe, word vermoor deur sondaars, moordenaars, haters. Maar vriende, vierdens en laastens haat mense hulle self deur met misdadigers te deel en met misdade om te gaan. Hulle haat hulle self. Ek dink dis baie keer waar die groot probleem lê. Mense haat hulle self, daarom haat hulle ander, daarom haat hulle God. Spreuke 29 vers 24, hy wat saam met 'n dief deel, haat sy eie siel. Hy hoor die beswering, maar openbaar niks nie. Wat bedoel hy, hoor die beswering? Hy weet, daar wag vir hom 'n vloek en 'n straf vir al sy haatmisdade, maar hy gaan steeds aan om in die geheim te moor, te roof, en al hierdie misdade te pleeg. Nou vriende, dis sonder enige twyfel mense wat in die duisternis wandel, en nie in die lig van Jesus nie. Hoor wat sê Jesus in Johannes 3 vers 19, hy sê, en dit is die oordeel dat die lig, hy verwys na homself, in die wêreld gekom het, en die mense het die duisternis liewer gehaat as die lig. Duisternis, al die Satan se werke en sy sonde liewer gehaat as die lig, want hulle werke was boos. Vers 20. Want elkeen wat kwaad doen, haat die lig en kom nie na die lig nie, kom nie na Jesus toe nie, dat sy werke nie bestraf mag word nie. Dis mense wat die duiwel as vader het. Hulle kom nie na Jesus toe, om van hulle sonde verlos te word nie. Dis baie belangrik, dat mense sal besef, daar haat in jou hart is, wandel jy in die duisternis en nie in die lig nie. Maar vriende, ons moet natuurlik besef, dis alles tekens van die laaste dae. Hierdie haat wat in die wêreld woed, ek weet eintlik nie hoe om dit anders te beskryf nie, is tekens van die laaste dae. Die woord spel dit uit in 2 Timoteus 3 vers 1, maar weet dit, dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, want die mense sal liefhebbers van hulle self wees. Aan die ander kant sê die woord, as iemand haatmisdade pleeg, haat hy eintlik homself. Geldgieriges, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde
onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie. Mense wat haat. Dis 'n teken van die eindtye. Ons kan natuurlik verwag, vriende, dat die haat in die wêreld al groter en feller gaan raak, veral op die kinders van die Here, hoe nader ons aan Jesus se koms en die openbaring van die Antichrist gaan kom. En ons is besig om baie vinnig te beweeg aan die einde van ons bestaan hier op aarde. En dis immers waarteen Jesus ons gewaarsku het toe hy gesê het in Lukas 12 vers 51, dink julle dat ek gekom het om vrede op die aarde te gee? Nee, sê ek vir julle, maar eerder verdeeldheid. Want van nou af sal daar 5 in een huis verdeeld wees, 3 teen 2 en 2 teen 3. Die vader sal verdeeld wees teen die seun en die seun teen die vader en die moeder teen die dogter en die dogter teen die moeder en die skoondogter of die skoonmoeder teen haar skoondogter en die skoondogter teen haar skoonmoeder. Wat sê die Here Jesus? Daar gaan in die ouerhuis geweldige verdeeldheid wees. Haat, vyandskap. Hoekom sal dit so wees, vriende? Omdat Jesus in Matteus 10 vers 37 gesê het, want wie vader of moeder bo my liefhet, is my nie waardig nie, en wie seun of dogter bo my liefhet, is my nie waardig. Gaan alles oor Jesus. Gaan alles oor ons verhouding met Jesus. In baie gevalle gaan dit nie eers oor Jesus nie. Dan haat gesinne mekaar. Jesus het hierdie haat en hierdie vyandskap nog verder verklaar in Matteus 10 vers 21, waar hy gesê het, maar die een broer sal die ander tot die dood oorlewer. En die vader sy kind. En die kinders sal teen hulle ouers opstaan en hulle doodmaak. Sien nie die haat wat sal toeneem in die laaste dae. En dit het verseker betrekking op die laaste dae waarin ons leef, my liewe vriende. En ek vermoed ons is reeds in daardie tyd waarna Jesus hier verwys het, want ons beleef hierdie geweldige haat in gesinne se lewens. Dis wat onder andere die enstof veroorsaak het. En natuurlik ook die feit dat daar paas of 'n maas of 'n pa en 'n ma of dalk 'n kind wat die Here dien en die res van die familie wil niks weet van Jesus nie. Maar vriende, ons as kinders van die Here kan verwag dat hierdie wêreld hierdie jaar 'n baie groter druk op ons gaan plaas, omdat die haat al groter sal raak teen ons as kinders van die Here, omrede ons die planne van die Satan en sy agente teestaan. Die Satan het baie planne. Ons weet wat sy planne is, en ons staan dit teen, daarom sal die haat op ons al groter raak. Vriende, iemand beskryf haat so duidelik, eintlik so treffend. Hy sê, haat is soos 'n geweldige sterk suur, swembadsuur, soutsuur, wat dit ook al mag wees, wat die houer waarin dit is, opvreet. En so vreet die haat in die wêreld mense se lewens op, as hulle nie met God wandel nie. Ek sluit af met die laaste gedagte, en dit is hoe ek en jy die haat van die wêreld moet hanteer. Want daar is 'n groot haat. Die wêreld is gevul met haat, en ek en jy leef in 'n wêreld wat gevul is met haat. Martin Luther het gesê, ek het genoeg rede om te haat. En jy kan dalk ook sê, ek het genoeg rede om te haat, maar ek het my voorgeneem om eerder op liefde te konsentreer, want haat is 'n te swaar las om te dra. Ja, ons mag nie haat nie, want dit is 'n swaar las, met 'n duur gevolg. As kinders van die Here, moet ons natuurlik baie let op ons emosies. Ons moet ons emosies bewaar, want die emosionele kern van die mens se brein reageer 80% vinniger as die logiese denke van jou brein. So ek reageer 80% vinniger, oorreageer op my emosie, as wat ek mooi nadink oor die gevolge daarvan. Vriende, ek wil vanmôre vir u sê, as u net dink aan die rotse op die strand by die see,
dan sien ons baie keer hoe die rotse deur die branders geslaan word. Hoe die branders op die rotse breek. Dag na dag, nag na nag. Is daar 'n aanslag op daardie rotse deur die branders. En vriende, so ervaar ons ook as kinders van die Here 'n geweldige aanslag op ons lewe. Maar as u vanmôre sê dat Jesus jou rots is, dat Jesus jou bergvesting is, dat hy jou redder is, soos wat Dawid vir ons gesê het in Psalm 18 vers 3, hy het gesê, die Here is my rots en my bergvesting, my redder, my God, my rots by wie ek skuil, my skild en die horing van my heil, my rotsvesting. As jy vanmôre sê, jy's geanker in Jesus, en Jesus is jou rots, jou geestelike rots waarop jou huis gebou is, jou geestelike huis gebou is. Waarom vrees jy? Waarom vrees jy die haat van die wêreld? Waarom vrees jy vyandskap teen jou as kind van God? Hoor wat sê die psalmdigter, ek gaan dit net opsom. Wat het hy vir ons alles geleer in Psalm 18? Hy sê, daar is altyd vyande op die pad van die knegt van die Here. Jy moet vanmôre besef, 'n kind van die Here ervaar altyd vyandskap. Psalm 18 vers 1, vir die musiekleier, Psalm van Dawid, die knegt van die Here, wat die woorde van hierdie lied tot die Here gespreek het, op die dag toe die Here hom gered het uit die hand van al sy vyande, en uit die hand van Saul. Soms ervaar ek en jy as kinders van die Here, ons het baie meer vyande as wat ons wil hê, as wat ons gedink het, omdat ons die Here dien. Ek lees weer vir Psalm 69 vers 5 waar Dawid gesê het, die wat my sonder oorsaak haat is meer as die hare van my hoof. Maar hy het ook gesê, die knegt van die Here skuil by God. Skuil by die Here. Psalm 18 vers 3, die Here is my rots en my bergvesting en my redder, my God, die rots by wie ek skuil, my skild en die horing van my heil, my rotsvesting. Hy het ook gesê, bande van die dood omring jou soms en strome van onheil oorval jou soms. Soms ervaar ons die dood lê en loer vir ons. Soms ervaar ons geweldige onheile kom oor ons pad. En dit is 'n knegt van die Here is. Kom die aanslag na ons kant toe. Psalm 18 vers 5 en 6. Daar sê Dawid, bande van die dood het my omring en die strome van onheil het my oorval. Vers 6. Bande van die doderyk was rondom my en strikke van die dood het my teëgekom. Soms voel dit vir jou, jy gaan enige oomblik beswyk in jou hart. En al die dinge wat die Here oor jou pad toelaat. Ek dink Job het so gevoel, Dawid het so gevoel. Ons moet nie moed verloor nie. Want Dawid sê in benoudheid, roep die knegt van die Here en God kom tot sy hulp. As jou lewe reg is voor die Here, kan jy roep in jou benoudheid. Dis wat Dawid ons leer in Psalm 18 vers 7. Hy sê, toe ek benoud was, het ek die Here aangeroep en ek het tot my God geroep om hulp. Hy het my stem uit sy paleis gehoor en my hulp geroep voor sy aangesig het in sy ore gekom. Jy mag na die Here roep. Dalk kan hierdie jaar 'n jaar wees wat ons baie na die Here gaan roep. Maar hy beroem homself op die reinheid van sy hande en die opregtheid van sy weë. Daarom kan hy na die Here roep. Omdat sy hande rein is, sy lewe is rein, sy hart is opreg voor God. Psalm 18 vers 22 tot 25, want ek het die weë van die Here gehou en nie goddeloos van my God afgewyk nie. Want al sy verordeninge was voor my en sy insettinge het ek nie van my verwyder nie. Maar ek was opreg by hom. En ek was op my hoede vir my ongeregtigheid. So, hoor nou wat sê hy, so het die Here my dan vergelde na my geregtigheid, na die reinheid van my hande voor sy oë. Die Here hoor en verhoor sy kinders, wanneer ons in opregtheid en reinheid en eerlikheid voor God wandel, sonder haat. En laastens kom hy sê die hulp van God, van sy God, sal sy knegt
oorwinning teen sy vyand gee. Wanneer die Here intree, gee hy vir jou en vir my oorwinning oor ons vyande. Ons sal oor hulle kan triomfeer, kan ek amper sê. Psalm 18 vers 18 sê, hy het my verlos van my magtige vyande en van my haters, omdat hulle te sterk was vir my. En hoor nou wat sê vers 30, want met u loop ek 'n bende storm, en met my God spring ek oor 'n muur. En hierdie jaar, vriende, mag hierdie jaar 2022 vir die jaar wees, waarin jy die woorde van Dawid sal onthou en herhaal in die lewe. Waar hy sê in Psalm 18 vers 19 en 20, as die Here 'n werklikheid in die lewe, sê hy, hulle het my oorval die dag van my nood, maar die Here was vir my 'n steun. Vers 20, en het my uitgelei in die ruimte, uit my gered, omdat hy behaag in my gehad het. My vriende, vertrou op die Here. Wandel in heiligheid en opregtheid met die Here, en hy sal jou uitred. Mag die Here u seën. Kom ons bid net saam. Here, dankie vir die kosbare woord. Ons het baie geleer oor 'n wêreld wat gevul is met haat, maar u kom sê vir ons vanmôre, my hart en ons as kinders van die Here se harte moet gevul wees met liefde, God se liefde, wat hy in ons harte uitgestort het deur sy Heilige Gees. En wanneer die wêreld ons haat, en ons vervolg, en ons wil vernietig, ons wil vermoor, roep ons na God, en as ons in opregtheid wandel, met rein hande en 'n rein lewe, sal die Here ons uitred. Ons loof en prys u vir daardie wonderlike belofte, in Jesus se naam. Amen. Ag my vriende, ek wens u maar net 'n voorspoedige en 'n geseënde dag, en ook 'n voorspoedige week toe. Totsiens.